Hallo en welkom by nog 'n episode van die laaste van die Takkade. Ek is Andries. En ek is François. François, kom ons maak ons bollas los en dan praat ons oor die Helen Zille, Johannesburg se DA burgemeesterskandidaat. Sy het gesê as sy 'n koalisie moet saamstel van 9 partye, sal sy eerder voorstel aan Jordan Louws, die leier van die DA, dat hulle in die oppositie moet wees. Andries, ja, sy het dit inderdaad gesê en ek stem 100% saam met haar. My ondervinding met dit is, ons het dit hier in Tshwane gesien, dat En dit was nie eens 9 partye. Dit was nie eens 9 partye nie. Maar dit maak dit nie net ongelooflik moeilik as jy nou die leidende party is en jou party is nou die burgemeester van die stad, om dan so 'n stad te bestuur nie. Want jy moet onthou, kiesers verwag van jou, hulle party se kandidaat is nou die burgemeester. Hulle het sekere dinge beloof vir die stad en hulle wil die resultate nogal baie gou sien. Wat onder normale omstandighede nie eers altyd moontlik is om daai resultate gou te sien nie. Maar nou is jy in koalisiepolitiek of in 'n situasie in daai koalisievennote maak die lewe vir jou hel. Hulle kan jou totaal neutraliseer, hulle kan jou verlam in jou poging om daai veranderinge aan te bring. Jy's nog steeds die burgemeester van die stad en jy kry die blame vir alles wat nie reggemaak word nie of alles wat verkeerd gaan. En dan wil jy eerder jy wil nie onder daai omstandighede die stad lei nie. En ek moet sê, ek het dit met die DA destyds gesien, daai versoeking om die burgemeestersketting om jou nek te hang, om die sleutel te kry tot die regering van die stad, om in daai kantore te sit. Dit is so aanloklik, dit lyk so goed. Ja, ons het gesien met die Action SA in Tshwane. Korrek, ja. En dan later het ons ook gesien hoe die DA uitgewerk is deur koalisievennote, hulle word verraai, die rigop word, en dan neem die mense selfs vir jou, wat die slagoffer is van die situasie, kwaadlik daaroor, laat dit nou nie uitgewerk het nie. So dan sê ek eerder oppositie, want dan kan jy, as jy jou rol vertolk as 'n oppositieparty, kan jy ten minste druk op die regerende party, wie dit ook al is, plaas om goed gedoen te kry. Maar moet 'n mens dit dan anders te sien eintlik, want dis waar my probleem inkom. As jy nou kyk na die regering van nasionale eenheid. Ja. Kyk, dit was nou die ANC se keuse. Ja. So, jy weet, hy het nou 'n hele spul partye, selfs waar daar net 1 parlementslid is wat hy in die RNE ingebring het. Ja. En tog is die DA deel daarvan. En hulle moet dit laat maak werk. En dit is nie altyd maklik nie. Jy weet, en ons het al baie gepraat oor koalisies en eintlik, jy weet, as jy nie die 50+1 kry nie, het jy eintlik nie 'n keuse nie, dan moet jy koalisies. Nou, weet, vir die DA is die Vryheidsfront Plus is 'n natuurlike vennoot, as jy dit so wil noem. Ja. Maar die probleem is die res, want die kanse dat die DA en die Vryheidsfront Plus in Johannesburg 'n 50+1 gaan hê, is basies omtrent 'n onmoontlikheid, tensy iets drasties verander en baie swart kiesers hierdie hobie kon oorsteek. Korrek. Ja, net 2 totaal verskillende scenario's, Tshwane en Johannesburg. Ek moet net sê, daar is ook 'n denkskool wat sê, jy moet eintlik niks sê oor wat jy na die verkiesing gaan doen nie. Kyk, jou boodskap in elk geval in jou kiesers is, ons probeer 'n wen kry. Maar is dit nie eintlik wat Helen Zille probeer doen nie? Ek dink dit gaan meer daaroor dat sy vir die kiezer probeer sê, hierdie is in jou hande, hierdie is jou verantwoordelikheid. Dis 'n goeie punt wat jy maak. So, as jy kan sy dalk anders te kyk dan. Ja, as jy ons in regering wil kry, moet jy vir ons kom stem. Ja, en as jy 'n stabiele regering wil hê, want jy moet onthou, dis altyd maklik, die DA kan saam met die ANC gaan. Dit kan gebeur. Met ander woorde, dan het jy jou 50+1. Maar goed, ek hoor wat jy sê, daar's 2 kante van die muntstuk hier. Die een kant is miskien met daai boodskap wil sy sê, kyk, dis belangrik dat julle vir ons kom stem, as julle ons wil hê. Anders gaan ons sit in hierdie situasie. My probleem is net, en jy weet, jy kry nogal baie van die ver regse partye wat nou sê, kyk nou, as jy nou vir die DA stem, gaan jy 'n ANC-regering kry, wat so 'n totaal vereenvoudigde. Dis ook maar deel van verkiesingspropaganda. Dit is retoriek, maar is natuurlik 'n valse narratief. Dit is totale bog. Die Vryheidsfront werk maar baie keer ook saam met die ANC, in ieder geval. So hulle moenie vingers wys na hulle sit ook in die regering van nasionale eenheid. Ja. Kyk, daar's natuurlik ook partye met wie jy kan sê, die DA en die EFF kan nie saamwerk nie. Ek bedoel, ideologies is hulle net te verwyder van mekaar. En MK. En MK.
Die DA kan saam met die Vryheidsfront werk, die DA kan saam met die ANC werk. Ek kan net nie sien hoe die DA saam met die Action SA kan werk nie. Jy kan hulle nooit weer vertrou nie. As jy iemand geskei het, dan ja, bitter min Slegte- trou weer met mekaar. slegte egskeiding daai. Dit kan net nooit weer werk nie. En dan natuurlik jou klein partytjies, daai wat is dit, die stert wat die hond rondswaai. Jy moet baie versigtig wees ook vir dit. Partye, ja. Daai eenman partye, wispelturig. Jy weet nooit waar jy met hulle staan nie. Dit is soos met watter voet staan die ou daardie dag op. Dis hoe hy gaan stem vandag. Ja, ek dink in 'n groot mate het dit daai, jy weet jy sal byvoorbeeld as mense nou kyk na die ANC se vernoot ook in Johannesburg, Al-Jamaa. Ja, Want hulle het in 'n stadium selfs die burgemeester gehad, weet jy. Correct, Een staatsraadslid party wat die uitvoerende burgemeester van Johannesburg. Nou, ons het gesien hoe daai dinge skeef geloop het. Korrek. Maar dit gee, weet nou is ons terug eintlik by die proporsionele stelsel. Ja. Want dit is die argument. Hierdie is 'n demokrasie met 'n proporsionele stelsel. So as ek stem en al stem ek nou vir Al-Jamaa, kom ons gebruik dit as 'n wille voorbeeld. Dan verwag jy dat jou belange verteenwoordig gaan word daar. So sou jy in 'n koalisie wees, dis waar die probleem vir my inkom, dan waar jy nou daai tipe van sodanige klein partye, dan raak persoonlike belange en eie belang raak groter as wat die belange wat hy eintlik verteenwoordig word. Ek dink natuurlik wat kan help om so 'n situasie vorentoe te neem as jy nou 'n koalisie moet vorm met wie ook al, is dat daar baie duidelike ooreenkomste gesluit word voor die tyd, voordat hy gevorm word. En dit is dalk ook die voordeel van hulle om dalk nou te sê, ja, jy gaan saam met die of die kan werk of nie. En iemand het in die week in die koerant geskryf dat die onderhandelinge moet eintlik nou al dalk begin. Wat dalk makliker gesê is as gedaan. Jy kan eintlik, maar daar's 'n baie kort vensterperiode na die verkiesing, nê? Want die regering moet gevorm word, ek dink binne 2 weke na. Kyk, dit was deel van die kritiek dat daai venster is so klein. Dit is baie moeilik om 'n doeltreffende koalisie saam te stel. Ek dink die probleem vir die DA is dat potensiële koalisievennote is betreklik beperk. Baie beperk, maar my punt is net, met wie jy dit aan ook al doen, daar moet 'n baie duidelike ooreenkoms wees. By albei partye daar kan sê, goed, hier het ons belang op die tafel kom sit, dit word geakkommodeer, maar dit is die raamwerk waarbinne ons gaan regeer, vir albei partye. En dit is die raamwerk waarbinne ons moet bly. So daai ooreenkoms wat jy sluit, en jy weet, as jy nou praat van die regering van nasionale eenheid, ek het Tony Leon se boek gelees, wat was Being There, of was there, ek kan nou nie onthou nie. Hy het geskryf, die ANC was ook, maar kyk, die ANC is baie strategies slim met hierdie tipe van goed ook. Hulle daai regering van nasionale eenheid gevorm, en die DA het gedink, wel kyk, want hulle het nogal betreklik goed gedoen, en die ANC het natuurlik betreklik sleg gedoen in die laaste nasionale verkiesing. Toe kom al hierdie partye nou, word geakkommodeer in die regerende party. En dit neutraliseer natuurlik, byvoorbeeld die DA kon 'n sterker hand gehad het. As dit nie was vir die hoeveelheid partye. Partye was in daai regering van nasionale eenheid nie. En, maar dit was die ANC maar dit het as 'n verrassing gekom vir die DA. Toe hulle sien al hierdie partye wat, en soos Tony Leon op tereg gesê het, maar hulle het nooit vir die ANC gevra voor die tyd, hoeveel gaan julle nou insit in hierdie partye. So dis daai vooraf reëlings, onderhandelinge en daai raamwerk wat jy gaan opstel is eintlik van kritiese belang as jy vorentoe wil gaan. Ja, en die ding is, as jy weet, mense sê amper as jy die ANC as 'n voorbeeld wil gebruik met die regering van nasionale eenheid, dat ja, dis goed en wel om 'n klompie koalisievennote in te bring, maar jy moet ook weet met watter kan jy sonder klaarkom. Want die ANC weet baie goed, die DA kan nie môre net uitstap by die regering van nasionale eenheid nie. Nee, ja, dit is reg. So die ding is, weet daar is 'n bietjie van 'n hefboom in 'n mate. So die interessante ding is, en ek dink spesifiek Tshwane, is waar lê die DA se potensiële koalisievennote? Want behalwe vir die Vryheidsfront Plus is dit betreklik beperk. Is baie beperk, ja. Jy kyk maar seker na die EFF, die ACDP, wat die UDM is seker nog daar? Wel, die vraag is, hoe gaan daai partye se vertonings wees in die
in die verkiesing. Dit is die want nou is ons terug by nou 8-9 partye wat jy nou moet saambring in 'n koalisie. Nee, ek dink Want die groot is, as jy kyk na die groot partye, weet, kom ons vat 'n hipotese, die DA kry 40% in Tshwane. ja, Nou het jy nog 'n redelike stywe stoot nodig na 50 plus 1. Ja, ja. En Die die vraag Vryheidsfront is, gaan jou nie outomaties na 50 toe vat nie. nee. Ek twyfel. So weet, dit is nou waar die probleem inkom. Ja, Weet, en daarom verstaan ek, en dit is hoekom ek sê, ek dink Helen Zille praat strategies. Wanneer sy sê, ons wil nie 'n koalisie hê met 9 partye nie. So, as jy wonder, waar moet jy stem, ja, en jy wil 'n stabiele koalisie, kom ons noem dit maar 'n koalisie, jy wil 'n Ja. stabiele koalisie hê, dan moet jy eintlik eers vir die DA stem, korrek. voordat jy enige ander party oorweeg. Ja. En ek dink die DA het al harde lesse geleer, sedert onthou dinge het verander in 2016. Toe die DA vir die eerste keer kon regeer in die hoofstad van Suid-Afrika. Maar die lesse is geleer dat jy moet regtig nou moet daar mooi gedink word. Ons gaan nie alles, jy kan nie ten alle koste die regering wil wees nie. Want ek dink die DA was in 'n half in 'n mate daar gewees. En mense kan dit verstaan, dit was vir die eerste keer het hulle die geleentheid gehad om 'n regering oor te vat. En vandag erken hulle, dit was moeilike koalisievernote gewees. En dan moet jy onthou, jou ander opponente in enige stadsregering is natuurlik jou amptenary. En jou amptenary in hierdie stede is ongelukkig kaders. Ideologies en dit Want ons het dit in Tshwane gesien met die verwydering van die DA. en die Waar patronaatskap, werkers dans en sing en korrek, met ander woorde, waar is hulle belange? Ja. Hulle behoort totaal neutraal, apolities te wees. Dis nie die geval nie. So jy het nog daai moeilike amptenary wat jy ook moet bestuur. En nie net bestuur nie, wat die DA hopelik geleer het, is jy moet daai amptenary so gou as moontlik, en dis makliker gesê as gedaan, maar jy moet veranderinge daar bring. Daai totale heethoofdige polities geassosieerde kaders in die administrasie moet geïdentifiseer word en hulle moet uitgeskei word. die politieke Hulle aanspraak. kan nie in totale strategiese posisies sit nie, want anders sit jy met die ANC binne in jou administrasie. En dit wil jy nie, maar dit nou tesame met 'n moeilike koalisievernote. Nee, ek is baie bly, jy wil nie in die DA se posisie wees nie, maar ek dink haar sentiment is reg. Die boodskap is, kyk, as julle ons wil hê, kom stem vir ons. As julle iets soos wat ons wil doen, goeie, deursigtige regering, wat diens lewer. Onthou, hierdie verkiesing gaan net oor een ding, om die dienslewering na die stede toe te bring, anders gaan jy hierdie stede nie red nie. Johannesburg is totaal vervalle. As iets nie gaan verander in Tshwane en Pretoria nie, is ons op pad na die Johannesburg scenario toe. Kyk, kom ons wees nie eerlik met mekaar, want baie mense gaan dit vra. Maar sou die DA nie 'n koalisieregering in Johannesburg byvoorbeeld Nou, vat nie. vat nie? Gaan Helen Zille in die oppositiebanke sit in Johannesburg in die raadsaal? Ja, mense het al gewonder, gaan hulle nou daar bly sit, want Maar dit is die vraag. haar man sit in Kaapstad, sy sit nou daar. Is dit alles of niks? Sy was die leier van die party gewees, sy was die voorsitter van die party, nou gaan sy oppositieleier wees. My opinie daaroor is, ek dink nie sy sal die DA 'n guns bewys, as sy baie kort na die verkiesing sê, wat sy as persoon gaan nie aanneem nie. Ek dink As hy weer uitval skerp. dit gaan sleg lyk vir die DA, en ek dink jy gaan baie kiesers verloor, so ek hoop regtig nie, dat dit die geval sal wees nie. Ons kan maar net spekuleer daaroor. Ek dink Helen voel baie sterk genoeg oor die DA, en oor politiek, om politiek op die regte pad te kry. Ek sou hoop dat Helen gaan sê, wel, nou sit ek 'n deur vir hierdie termyn in die oppositiebank, en ons gaan die beste oppositierol moontlik vertolk. Dan is dit goed vir die stad, dit is goed vir die DA, die alternatief gaan sleg wees vir alles en almal. Ja, jy sien, die ding is 'n mens wat jy oorwonder, want dit is die eerste vraag, voordat 'n mens kan praat oor koalisies, is, jy moet daarin eers die meeste stemme, of die party met die meeste stemme wees, voordat jy 'n koalisie, die reg wen. Ja, Jy moet eers die reg wen om 'n koalisieregering saam te stel. Dit kan vorm, ja. En ek dink dit is, want vir die ANC is dit 'n eenvoudige proses.
Hoe eenvoudig, wat bedoel jy? Dis eenvoudig met die EFF, Action SA. So vir die ANC is 'n koalisieregering na die Is verkiesing makliker as vir betreklik die DA. eenvoudig. Ja. Waar die DA moet eers die meerderheid stemme kry, basies om die reg te wen om 'n koalisieregering te kan En saam. soos jy sê, hulle opsies is beperk. En dan wat is die En hulle opsies? is in 'n baie moeilike, so mense kan maar net hoop dat regtig. Kyk waarmee die DA natuurlik baie goed was. Ons het ook gesien in 'n verkiesing. Jy kan sê die meeste mense in enige stad is nie stem nie noodwendig vir 'n party A of party B nie, maar waarmee die DA baie goed is getting out the vote. Want as die ou wat op daai dag die meeste stemme na die stembus kan bring, is die party. Hy het dalk nie die meeste ondersteuners in die stad nie, maar hulle masjinerie is in plek om die meeste ouens by die stembus te kry. En ek dink daar het hulle 'n voordeel bo baie van die ander partye, bepaal die kleiner partye. Die Vryheidsfront is besig om nou 'n bietjie dinge reg te kry, maar hulle het net nie daai kapasiteit om dit te doen nie. En ek dink die ANC byvoorbeeld, hulle groot probleem is die totale ontnigtering en ontgoocheling onder hulle tradisionele ondersteuners. Ek dink die belangstelling by hulle het erg getaan. So in daai opsig het hulle wel 'n uitdaging. So die DA, daai masjinerie moet werk en as jy enigstens nie verder verval in daai tyd wil nou nie propaganda maak nie, moet jy maar dink, jou stem gaan 'n verskil maak. Al is jou party dalk nie die grootste daar nie. Kijk, En hy kan as 'n wenner uittree aan die einde van die dag. Die probleem waarskynlik vir die ANC, nie noodwendig so 'n groot probleem vir die DA nie, is ook die geskiedenis van raadslede. Ja. Met ander woorde, jou wykskandidaate. Ja. Jy weet, as die ANC nie een of ander vernuwingsproses of wat ook al in sy eie geleedere wat wykskandidaate aanbetref bring nie, dan jy weet, dit gaan hom waarskynlik ook stemme kos. Jy weet, as ons net voortgaan op die trant. Met ander woorde, iemand wat nou as 'n raadslid gedien het vir die ANC, nog 'n termyn. Nee, kyk, daai ouens het net nie presteer nie. Hulle is daar vir hulle self. Ek het met baie ek ken baie raadslede nou in die Tshwane Raad wat daar dien. En wat hulle gesien het oor al die jare in hierdie townships, as dinge sleg gaan, bel hulle die DA raadslid. Al stem hulle ANC. Want hulle kry nie eens hulle ANC raadslede in die hande nie. Daai ouens is, en ek dink dit het oor die jare het daai kiesers het dit gesien. En dit is hulle probleem. Ons het ook maar gesien nou met jy weet, lippediens, dit is mos maar die groot ding van die ANC. Jy weet, hulle is nou teen korrupsie, maar dan stel hulle weer iemand aan wat... Ja, jy sien, dit is ook om mense aan moet sien, jy weet, byvoorbeeld Chikane, as hy nou amptelik die burgemeesterskandidaat word in Johannesburg, eerware Frank Chikane. Korrek, ja. Baie, weet, 'n lang geskiedenis, 'n gewilde man. Die vraag is, en dis dieselfde vraag wat ek oor Helen Zille gehad het, is Frank Chikane gaan nie in die oppositiebanke in Johannesburg sit nie. Nee. Nee, hy is of daar om die burgemeester te wees of nie. Niks. Ja. Ja. En dit is nou ook deel van die probleem. Hoe lyk jou munisipaliteit na die verkiesing? Weet jy gaan waarskynlik in Tshwane vir jouself die vraag afvra, weet gaan jy iemand soos Isilje bring vir nog 'n termyn in die oppositiebanke sien? Want daar het Tshwane natuurlik die groot voordeel bo Johannesburg, omdat Isilje Brink byvoorbeeld is al die jare 'n inwoner van die stad. Hy is bekend daarvoor dat hy regtig waar lief is vir die stad en die mense, en hy sal hier bly. Hy's nêrens anders heen op pad nie. En dit is eintlik jammer dat beide by die ANC en by die DA was daar nie 'n kandidaat in daai geleedere, oud Johannesburger, wat kon sê, wel ek staan op, ek het die gewildheid en ek is van die stad nie, wel hulle het dit nie, hulle moet nou maar die beste maak. Maar soos ek wel sê, Helen Zille of Frank Chikane, as hulle tasse sal pak na die tyd, sal dit langtermyn gevolge hê vir hulle partye. Die ANC in Tshwane, want ons het nou gesien as CP Moya, hy sal die Action SA se kandidaat wees. Dink jy daar gaan 'n koalisie burgemeesterskandidaat? Is dit want die ANC se probleem is dat daar soveel swaarde oor die koppe van sy leierskap en beweringe van allerhande goed, dat gaan die ANC ook iemand invalskerm vir Tshwane byvoorbeeld? Want dis 'n ander faktor. Daar's so baie, dis 'n totaal ander dinamika.
En ja, daar's baie faksies ook binne daai party. Daar's al selfs gepraat van 'n tipe van 'n misdaadsyndikaat wat half in daai geleedere sit. En ek dink dit sal iemand wees uit hierdie geleedere uit. Ek dink nie hulle gaan iemand inval skerm Tshwane toe nie. Hulle opsies is redelik beperk. Hulle opsies is en ja, hulle het nie sterk Ek leierskap praat daar van nie. bevoegdheid. En Wat natuurlik van is getalle dit sal ook tot die voordeel natuurlik van die DA wees. Ek dink die DA is in 'n regtig ware redelike goeie posisie in Tshwane ten minste. Nou ja, François, dis op waarvoor ons tyd het vandag. So die verkiesing ons is nou so 3 maande. Ja, al wat ek wil sê is ek het vanmôre gaan kinders aflaai. Jy doen dit ook mos in die oggend. Ek hoop dat die regeringsverandering wat hopelik hier in Tshwane gaan plaasvind, gaan net help. Lynnwoodweg, wat die ooste van Pretoria. Die berigte Lynnwoodweg waar mense, dis nie snaaks nie, waar mense in gate hulle self doodval met hierdie konstruksiewerk nie. Maar nou al vir die laaste week 3 verkeersligte wat buite werking is. In Lynnwoodweg, wat die ooste met Hatfield en daai omgewings verbind. In die hoofstad van Suid-Afrika. Mense, dis die goed wat ons moet verander kry. So ons hoop vir die beste, maar ons sal maar sien, dis nog hoeveel 3-4 maande om te gaan. Ons omgewing het gister die dag begin sonder water, vandag weer. Dis gister laat nag herstel en vanoggend is daar weer 'n nuwe pyp in die pad. Ek hoor hulle bestel deesdae op Temu, die onderdele. Ja, ek dink Takealot gaan vinniger aflewer as die stad van Tshwane. Maar dit was lekker om te gesels, Andries. Altyd lekker. Tot die volgende keer. Tot die volgende keer. Totsiens.